Ek wil vanmôre met die 5 van die belangrikste aspekte deel van Jesus as dit by die nagmaal kom. Die eerste een is die herinnering aan Christus se offer. Die tweede een is die verkondiging van sy dood en ook sy wederkoms. Die derde een geestelike vereniging, die vierde een die vergifnis van sondes en die vyfde een die hernuwing van 'n nuwe verbond. Die eerste een is die herinnering aan Jesus se offer. Jesus kom in Lukas 22, ons almal ken dit baie goed wat hy sê, neem, eet, dit is my liggaam, doen dit so dikwels soos wat julle kan en tot my herinnering. Met ander woorde, hy wil hê dat jy jouself sal kom herinner, en as jy vanoggend hier sit en jy wonder, sien die Here my, hoor die Here my, ek wil vanmôre vir jou vra, jy gaan doelbewustelik, as dit 'n tienergroep was, sou ek gesê het, jy gaan moet as prins 'n besluit neem, om te glo, dat Jesus jou liefhet. Jy gaan moet iets binne ons as mens, kry ons gereeld op 'n plek in ons lewe, wat ons voel, hoor die Here my nog, sien die Here my nog, dit gebeur, en ek dink baie keer, is dit nie eers die duiwel wat jou wil laat twyfel nie, ons gedagtes is maar altyd besig, en ek het al baie keer verduidelik, vir al die laaste jaar, om jou gedagtes regtig waar onder beheer te kry, is bykans onmoontlik. Elke dag van ons lewe dink ons aan iets, of jy sien net iets, of jy sien iemand in jou gedagtes, doen dit net. En dan is die tweede uitdaging, nou moet ek my mond probeer stil kry. So as ek nou dit nie gemaak het in my gedagtes nie, dan moet ek nou stap nommer 2 probeer om my mond stil te kry. En as jy jou mond stil gekry, dan moet jy stap nommer 3 probeer, en dit is jou gesigsuitdrukking onder beheer kry. Ek het laasweek of die week voor laasweek weer 'n ding gelees wat sê, ek het nou dit reg gekry om my mond stil te hou, maar ek sukkel met my gesig. Ons sukkel daarmee. Want daar's allerlei gesigsuitdrukkings en iemand anders het gesê, verskoon my tog as my gesig die waarheid praat. So, ons het allerlei mooi sê goedjies van wat ons gesigte doen en. En as jy nou uiteindelik jou gesig reg gekry het, dan wil ek amper sê, die laaste stap, soos my gedagtes, my mond, my gesig, dan moet jy jou hart probeer regkry. Want as jy dit nou reg gekry het, om reg te dink, en niks te sê nie, en net te glimlag, en nie te frons nie, dan moet jy seker maak dat jou hart opreg is. Want die Bybel sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Ons Afrikaner herdenk hierdie jaar, Afrikaans is 100 jaar oud, en ons het baie oulike gesegdes. En ek het vir meeste van my lewe gedink, daai enetjie wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, né? Iemand in Kostrom al gebruik? Het jy dit al ooit gebruik as iemand iets moois gesê het? Het jy? Ek het nog nooit nie. Ek het dit ook nog nooit gehoor nie. As iemand iets mooi doen, dan sê jy, jo, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Kyk hoe mooi soet is daai kind. Kyk wat se goeie dade doen daai ou. Sjoe, wat die hart van vol is. Nee. Laat iemand nou net hulle vinger in die deur vaslaan. Wat die hart van vol is. As jy dit uiteindelik reg gekry het, om al daai goed te doen, wil ek jou vandag vra, hoe lyk jou hart? Is jou hart seer, is hy dankbaar, is daar 'n gevoel van tevredenheid, is daar 'n gevoel van opgewondenheid, is daar 'n gevoel van, hierdie jaar moet net klaar kry, of is daar 'n gevoel van, weet jy wat, ek glo die Here gaan nog in hierdie jaar iets groot vir my doen. Jou hart is belangrik, dit is regtig baie belangrik. So die eerste een is die herinnering aan wat Jesus vir ons gedoen het. Hoe belangrik is die nagmaal vir ons werklik nog? Wanneer ons by Paasnaweek kom, dan lê ons soveel klem daarop en dis 'n daad van herinnering om deel te hê
aan die liggaam van Christus, om vir jouself vir 'n oomblik te kom herinner, die prys is betaal. Jesus het die prys betaal sodat ek vry kan wees. Hy het. Dis klaar betaal. Dit klink amper onmoontlik, dit soos wanneer iemand vir jou sê ek het alles klaar betaal. En jy het dit net nou gesê, jy moet besluit, gaan jy vir iemand sê, weet jy wat is opbetaal of gaan ons 'n reëling tref? Hier's nie 'n reëling te tref nie. Jesus sê dit is volbring, dis afgehandel. So wat ook al jy mee sukkel, moet jy vandag vir jouself sê, luister, dis afgehandel, dis klaar betaal. Jy moet nou net jou gedagtes, jou mond, jou gesig en jou hart op die regte plek kry. Klink so maklik, né? Wonder of daar ooit een mens op hierdie aarde sal wees, behalwe vir Jesus wat dit sal regkry. Jesus het vir sy disippels uitdruklik gesê, doen dit tot my gedagtenis. Dink aan my. Dink aan my. So het nou gesê, jy sien partykeer net iemand en dan gat al hierdie gedagtes. Ons sê baie keer vir mense, dan sê hulle, "Ag, dis 'n verskriklike oulike seun daai. Tjop, maar ken jy sy pa?" Ek sê nou vir jou, dis nog net so jaar of wat, dan gaan hy sy ware klere begin wys. Nee. Wat is jou ware klere? Miskien moet ek vir jou vra, wat is Jesus se ware klere in jou lewe? Wat van Jesus se ware klere sien ons in jou lewe? Want as hy ons hemelse Vader is en ons sê, wag man, hy daai laaitjie gaan een van die dae sy ware klere wys. Dan wil ek vandag vir jou vra, ek hoop jy begin een van die dae Jesus se ware klere wys in jou lewe. Nee. Sy ware klere. Jesus, mag ek u ware klere in my lewe wys. Mag Jesus se ware klere in my lewe sien. Die brood simboliseer sy liggaam wat verniel is, verbrysel is, geslaan is, gelei het vir ons. As jy mooi gaan dink in die kruisiging, die manier hoe Jesus gelei het ek al soveel keer vir jong mense gesê, die rede hoekom hy gelei het, is sodat jy nie hoef te ly nie. So waaronder ly jy op hierdie aarde? Want jy is nie veronderstel om te ly nie. Dit wat hy deurgemaak het, die deursettingsvermoë, die uithou om te sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Die deursettingsvermoë om te kan sê, dis volbring. Die wyn, die druiwesap verteenwoordig sy bloed wat uitgestort, uitgegiet, wat gevloei het soos 'n fontein vir vergifnis van elkeen van ons sondes. Nie net 'n druppeltjie vir elkeen nie. Dit hou aan vloei. Openbaring sê so mooi, dit vloei uit die troon van God en van sy seun. Dis nie 2.500 jaar oud nie. Dis splinternuut elke dag om jou vry te maak. Hierdie tasbare daad, nagmaal, help gelowiges om met dankbare harte werklik weer terug te kan dink na die finale prys wat betaal is. Wanneer jy terugdink, as wanneer ons deel het aan hierdie nagmaal, is jy nie veronderstel om met 'n bedroefde hart te dink aan wat hy deurgemaak het nie, want dis nie hoekom Jesus dit gedoen het nie. Ons sien baie keer mense hier op aarde, en dan lyk hulle so asof hulle soos 'n klomp natgereende hoenders rondloop, want hulle wil hê mense moet hulle jammer kry. Die Bybel sê, wanneer jy vas, moenie met 'n lang gesig staan dat die mense jou moet jammer kry en wat nie. Hy sê nee, kam jou hare, was jou gesig, straal van vreugde. Ons almal het al die storie gehoor van die ou wat met die Ferrari ry, dan sit hy die hele tyd so by die robot. En almal wat daar verby ry sê, ja, toe nou. En eintlik glimlag hy nie, eintlik probeer hy die Ferrari betaal, maar nou het hy niks om te eet nie. Hoe weet ons werklik wat aangaan? En Jesus wil glad nie hê dat jy, wanneer jy deel het aan hierdie nagmaal, bedroef
ek wil amper sê, met 'n gebroke hart dit moet doen nie. Hy wil hê dat ons met 'n opgewondenheid in ons binneste dit sal doen, want die prys is betaal. Is dit nie vir jou lekker om na iemand toe te gaan en te sê, wie het onlangs sy kar klaar betaal? Niemand nie? Het iemand al 'n kar klaar betaal in sy lewe? OK. Ek het nou amper benoud geraak aan jy red. So hier so 10 mense. Daai gevoel as jy die laaste paaiement neersit van en dan sê jy vir jouself, nou gaan ek hierdie doen en ek gaan dit doen en ek gaan so maak en dan sê jy vir een van jou pelle, "Jo, my kar is nou klaar betaal," en sê hy, "Nou gaan jy begin onderhoud betaal." Dan dink ek, gun 'n ou net 'n bietjie vreugde. Nou, kind van God, hoor wat ek sê. Wanneer jy deel het aan die liggaam van Christus, dit is 'n verskriklike ding wat Jesus deurgemaak het. Dis onbeskryflik in menslike woorde. Maar Christus sê, dis afgehandel. Dink daaraan. En dan wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet met die grootste dankbaarheid in jou hart deel hê daaraan om te sê, it is finished. Dis klaar betaal. Dit moet jou hoop gee. Een van die probleme hoekom mense sukkel om vry te kom in hulle lewens, is omdat hulle partykeer nog steeds aan daai, ek wil amper sê, onderdrukte gevoel vashou. Almal van ons weet hoe dit voel as jy lekker lag en dis 'n vrolike dag en alles voel sommer net lekkerder. Maar ons almal weet ook hoe dit voel as almal opgewonde is en een natgereende hoender kom maar aan. Skielik begin dit so tussen almal deursyfer. Later aan dan sê hulle, nee, ek kan nie met daai ou nie. Jo. Hy lyk my het net nooit niks in sy lewe wat goed gaan nie. Kan jy vanmôre met dankbaarheid in jou hart sê, Here, dankie dat U betaal het. Dankie dat U my skuld kom betaal het. Ek sondige mens wat elke dag sonde doen, elke dag foute maak, elke dag van my lewe en myself en iemand in my lewe teleurstel. Dankie dat U klaar betaal het sodat ek kan vrykom. Die tweede is die verkondiging van die dood en die wederkoms. Baie keer dink ons net aan die verkondiging van die dood. Wanneer jy deel het aan die nagmaal, dan verkondig jy. Jy basyn dit uit dat jy glo Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het. Maar hy het ook gesê dat hy weer kom. 1 Korintiërs 11 vers 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Ek hoop nie jy vergeet dat hy weer kom nie. Ek hoop jy vergeet nie dat daar 'n dag sal wees wat hy weer terugkom op die wolke nie. Mag dalk vir jou soos 'n sprokiesverhaal klink, maar ek sien uit. En ek wil jou vanmôre kom vra om nie net sy dood te herdenk as jy deel het nie, maar ook vir jouself te sê, hy kom weer. Hy kom weer. Die nagmaal is nie net verordening, 'n wetlike bevel of 'n vaste reëling van die verlede nie. Maar dis baie meer 'n verordening, 'n werklikheid, 'n bevel, 'n vaste reëling van die toekoms. Ons herdenk nie net iets wat gebeur het nie, maar ons herdenk iets wat elke dag gebeur. Elke oomblik van jou lewe. Dit verwag 'n finale ewige fees saam met Jesus. Derdens, 'n geestelike eenheid. Wanneer jy jouself kan herdenk met 'n groot dankbaarheid, wil ek hê jy moet besef dat die nagmaal ook 'n geestelike eenheid in jou lewe bring. Net soos wat dit deel word van jou liggaam, net so wil Jesus deel word van jou liggaam. Ons doen dit nie uit 'n wetlike oogpunt nie. Ons doen dit uit 'n opdrag van Jesus, 'n offer van Jesus, waar jy een word met hom. Die heilige nagmaal word dieper. Jy is veronderstel om in hierdie eenheid te kom en vir 'n oomblik te kan voel hoe jy weer opnuut een is met Jesus.
Ons sit nie net en sê, ag Here, dankie. Nee. Baie keer wanneer jy aan iemand dink, as ek nou Carmen as 'n voorbeeld kan gebruik, ek dink dat baie daar verbygegaan, dat sy gesê het, sal ek ooit my boetie sien. Daai begeerte, daai oomblik wat jy gaan stil sit en vir jouself daai gevoel kry van verlange. Daai gevoel van eenheid. Daai gevoel van ek wil deel wees. Baie keer wanneer ons by begrafnisse kom of sulke plekke, dan sê mense, ek kan nie daar wees nie, maar ek is met julle in die gees. En ek het in COVID geleer, dat daai met julle in die gees is nie so lekker nie. Ek het agtergekom, toe jy vir amper 'n jaar lank nie kon kerk toe kom nie, dan het mense vir my gesê, Dion, ek is met jou in die gees. En dan staan ek hier voor 'n absolute leë kerk en preek my hart uit. En dan probeer ek vir myself sê, hier is 125 mense hier in die gees. Ek het een Sondag die kamera aangesit en een van hierdie banke gaan sit en gesê, Here, vandag besef ek dat kerk definitief nog 'n rol het. Definitief. Jy sien, ons het 'n gesegde wat ons sê, jy weet nie wat jy het totdat jy dit verloor het nie. En miskien baie keer dan verloor ons iets en dan sê ons vir iemand, miskien moes ek dit verloor om te besef. Ek sit baie keer met getroude paartjies, dan sê die man of die vrou vir my, Dion, ek het gedink, miskien moet ek so 'n bietjie net uittrek, dat hy net weer kan agterkom wat ek alles vir hom doen, en dan dink ek hoor wat jy sê, maar dit is my hartseer dat jy op my punt gekom het. Ons is nie geskei nie, ons gee mekaar net 'n bietjie spasie. Ek weet nie van jou nie, maar as jy rugby ken, as daar spasie is, nie wie gisterand rugby gekyk het nie, toe daar spasie is, toe druk ons die 3. As jy spasie gaan maak, gaan iemand in daai spasie inkom. Hoekom kom ons op daai plek, en ek weet ons is opreg as ons dit sê. Ek weet, jy het dalk onlangs daardeur gegaan op een of ander stadium in jou lewe, maar ek wil vanmôre vir jou sê, as daar 'n spasie is wat jy moet maak, is dit spasie maak sodat Christus in sy eenheid weer eenheid kan bring in jou huwelik, in jou verhouding. Is nie vir jou lekker as 'n kind vir jou sê, gee my net 'n bietjie spasie, dit voel of jy jou wegstoot en jou verwerp. Christus wil hê dat ons in 'n eenheid met hom wat sal kom, en dis hoekom die nagmaal daar is. Hoe meer jy deel het aan die liggaam van Christus, hoe meer ondersoek jy jouself, want hy sê dis hoekom ons dit doen. En dis die idee van nagmaal, om jouself gereeld te ondersoek en nader aan God te kom. Nie die gevoel wat Adam en Eva gekry het van ek moet wegkruip nie. Dis nie hoekom die nagmaal daar is nie. Die nagmaal is nie daar dat jy moet voel hoe sleg en hoe swak jy is nie. Nee, die nagmaal is daar sodat jy kan besef, Jesus staan met sy arms oop en sê, ek weet jy voel soos 'n stuk gemors, maar kom net 'n bietjie hierso, kom net hier, dat ek jou net 'n bietjie vashou, dat ek jou net bietjie weer laat rustig raak, kom hierso. Vir een of ander rede dink ons, dit werk vir ons kinders, maar dit werk nie vir ons nie. Dit doen, die 4de punt, die versekering van vergifnis en vernuwing. Jy moet glo dat die prys is betaal vir jou. Wat ook al daar is wat jy mee sukkel. Ek wil vanmôre iets sê, en dis ek wil dit amper 'n siekte noem, wat die hele wêreld se Christendom in oorvloed mee speel of mors of gebruik of ek weet nie wat nie. Weet jy hoe erg is dit as Christene, en ek wil vanmôre vir julle sê, dit gebeur in elke liewe Christen denominasie kerk in die wêreld. Wanneer jy soms na 'n boodskap luister of in 'n preek of enige iets, en ons het deel aan die nagmaal en ons is opgewonde,
Ek wil nou nie met jou hand opsteek as jy dit al gehoor het nie, want ek weet ons sê dit nie, maar ons hoor dit baie. Dan stap jy by die kerk uit en as jy by die kerk uitstap, dan is die eerste 3 woorde wat iemand sê, ja, nee, ek weet hom nie hoor. Of ek glo nie ons sal dit maak nie, of ek het so ruk terug vir 'n oom gesê, het was regtig in Rustenburg. Toe sê ek, oom, ek wil jou gou iets vra vandag. Het jy vanoggend besef dat jy kerk toe gekom het? Was jy wakker toe dit gebeur het? Nou, julle ken my nou al, ek het 'n manier om baie dom vrae te vra. Ek sê, oom, weet jy dat jy kerk toe gekom het? Toe kyk hy my so, toe sê hy, ja wel, ek het hiernatoe gery. Toe sê ek, maar weet jy het kerk toe gekom? Ja, sê hy. Ek sê, maar wat het jy hier kom doen? Nee, ek het die Here kom aanbid. Ek sê, okay, dis fantasties. Ek sê, wat het jy nog kom doen? Ek sê nie, ons moet kerk toe gaan. Ek sê, nee oom, jy moet nie kerk toe gaan. Jy moet regtig nie. Wat het jy by die kerk kom doen? Die Bybel sê in Engels so mooi, hy sê, they came worshiping. Terwyl hulle op pad kerk toe was. Nou hier in Suid-Afrika werk dit anders, né? Hier in Suid-Afrika beklei jy al die pad tot by die kerk, sodat almal net betyds kan klaar wees en in die kar wees en jy sal kerk toe gaan. My lief, dink jy nie ons kan. Ek het nou een oggend vir Belinda gesê, ag kom ons lê 'n bietjie laat my lief. Toe sê sy, het jy iemand gereël om te preek? Ek wil jou vanmôre vra, hoekom het jy kerk toe gekom? Jy werk om 'n salaris te verdien, jy verwag 'n salaris. Jy verwag iemand gaan jou betaal. Hoekom kom jy kerk toe? As jy kerk toe kom, moet jy kom om te sê, Here, ek gaan vandag, sodat iets in my lewe kan gebeur. Iets moet verander. Of dan moet genesing plaasvind, of dan moet vryheid kom, of dan moet heelmaking kom. Jesus sê so mooi, hy sê, luister baie mooi, hy sê, ek het nie gekom vir die regverdiges nie. Met ander woorde, ek het nie gekom vir die wat voel ek is okay, ek is reg nie. Ek dink in vandag se tyd sou Jesus gesê het, ek het nie gekom sodat almal aan die reëls van die kerk sal voldoen nie. Die oomblik as jy aan al die reëls van die kerk voldoen, gaan word 'n sendeling en bring verlorenes in. Jesus sê, ek het gekom om verlorenes te red, siekes gesond te maak, gebrokenes heel te maak. Dis hoekom ons hier is. En as jy vanmôre gekom het met 'n opgewondenheid en 'n dankbaarheid, wil ek vir jou sê, iemand wat hier sit, het nodig dat jy net vir hulle sê, jy lyk mooi vandag. Welkom. Iemand hier het 'n gebroke hart. Iemand het ingestap en gesê, weet jy wat, ek kom sit liewer in die kerk as om nog 'n uur langer in daai huis of in daai omstandighede te sit. Iemand het gekom en gesê, daar's iets in my lewe wat moet gebeur. Daar's genesing wat moet plaasvind. Ek moet vrykom van hierdie storie. Ek moet vir iemand. Iemand het gekom en gesê, ek het 'n verwagting. En dis hoekom ons deel het aan die nagmaal. Sodat Jesus in jou verwagting kan volbring. So wat is jou verwagting? Een ding kan jy verseker weet. Sy krag het nog nooit enigsins die krag verloor nie. Dit sal tot in ewigheid krag. By Hebreërs 8 vers 6 sê, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op 'n uitnemender beloftes gegrond is. Met ander woorde, Jesus het gekom en gesê, baie duidelik, ek het nie gekom om al die wette tot nul te maak nie. Glad nie. Ek het gekom om dit te volbring.
Want jy sal onthou, op een of ander stadium vra iemand vir Jesus, maar wat moet ek doen? Dan sê hy, jy moet al die wette onderhou. Dan sê hy, o nee, daai is nie moeilik nie, daai doen ek. Al die wette, al die 10 gebooie, ag nee, wat hulle doen ek. Dan sê hy, okay, baie mooi, dan wil ek jou net 2 dinge vra. Jy het nou daai 10 almal reg gedoen. Great. Nou gaan ek jou net 2 goedjies vra. Moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En die man het omgedraai en gesê, o nee, wag, daai, nee, nee, toe maar losmaak, ek sal by die 10 hou. Kyk, een ding moet ons verstaan, dis soms vir ons makliker om wette te gehoorsaam en te onderhou, as om liefde te leef. Maar Jesus sê uitdruklik, al onderhou jy al die wette, is mooi, wel gedaan. Maar ek het hierdie een ding teen julle. Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy doen al daai wette omdat dit uit 'n wettiese oogpunt kom. Maar die hart van God het iewers verlore geraak. Deelname aan nagmaal verseker gelowiges van vergifnis, verlossing, vrymaking. Dit is die bron van vernuwing in jou lewe. Hierdie nagmaal is 'n bron van vernuwing. Ek het vir tieners eendag gesê, as jy deel het aan die nagmaal, moet een ding in jou lewe ten minste verander. Een ding. So eintlik moet ons vanoggend sê, as jy vandag hier uitstap, hoop en bid ek dat een ding in jou lewe vandag sal verander. Net een ding. Dan jy vernuwe. As 20 verander, great. Die laaste punt, persoonlike belydenis en oorwinning. Die heilige nagmaal gee jou die volle vertroue om 'n persoonlike verhouding met Christus te kan hê. Ons doen dit as gemeente saam. Maar die nagmaal is persoonlik. Persoonlik vir elkeen van ons. Ons herdenk dit saam. Dis deel van ons geloofsbelydenis, wat ons glo. Maar die nagmaal is baie persoonlik. Christendom is nie lidmaatskap nie. Lidmaatskap is vir gemeentes, om jou te ondersteun, jou te bemoedig, jou by te staan. Christendom is 'n leefstyl waar jy Jesus se skaduwee wil wees. Jesus se afdruk, Jesus se hand. Hy sê, toe ek dors was, het julle nie vir my iets gegee om te drink nie. Toe ek honger was, het julle nie vir my iets gegee om te eet nie. Toe ek naak was, het julle nie vir my klere gegee nie. Toe ek in die tronk was, het niemand my kom besoek nie. Daar's 'n paar verse in die Bybel wat my soms so aan Christendom laat dink. Skrifverse soos, julle wit gepleisterde grafte. Julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Julle staan op die straathoeke sodat mense julle sal raak sien. Jy wil hê mense moet jou prys en sê, mooi so, joe. Ons klomp sulke verse. Maar ek wil vir julle sê van die mooiste gelykenisse in die Bybel is die een waar 'n vrou sê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak. En hy draai om en sê, wie het my aangeraak? En sy disippels sê vir hom, waarvan praat jy? Hier's honderde mense, hulle verdruk u. Almal raak die heeltyd aan u. Hoe kan jy nou sê, wie het aan my geraak? En hy sê, nee. Ek het gevoel hoe daar iets uit my gaan. Iemand het my aangeraak. Die hart van 'n melaatse
wat besef dat hy nie goed genoeg is nie. 2 manne staan in die tempel. Een bid. Hy praat nie, hy bid, hy praat met God en hy sê, dankie tog, ek is nie soos daai ou nie. Ek gee my tiendes. Ek is elke Sondag daar. Ek lyk dan netjies. Hy bid dit. Hy vertel dit vir God. En 'n ander een langs hom sê, Here, asseblief wees my net genadig. Here, asseblief. Ek is nie eens werd die verlore seun. Ek is nie werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die slawe. Ek sal werk. Ek sal alles doen. En hy sê, nee. Jy is my seun. Ek het jou lief. Kom huis toe. Inteendeel, weet jy wat? Ek wag al hoe lank vir jou. Ek staan al lank en kyk, wanneer sal jy terugkom? Om deel te hê aan hierdie nagmaal beteken dat jy vandag hier kan uitstap met die versekering dat wat ook al jou hart, jou emosies, jou gesondheid, jou wat ook al is die versekering dat Jesus betaal het. Hierdie. As jy 'n rekening betaal, dan gee hulle vir jou 'n strokie. En as hulle jou bel en vir jou sê, luister, hierdie rekening het jy nog nie betaal nie. Dan sê jy nie, nee, hier is die strokie. Ek het betaal. Daar's 'n datum op. Daar's 'n bedrag op. Jou naam is daarop. Jou kontakbesonderhede is daarop. Baie keer is jou adres daarop. Die seun van God het jou naam in sy hand geskryf. Hy weet waar jy bly. Hy weet waar jy werk. Hy weet wie in jou gesin is. Hierdie is vanmôre jou afskeerstrokie. Maar jy moet dit glo en aanvaar. Dit is betaal. Kom ons sluit die oë. Here, dit voel soms in my Vader of ons sekere gebruike in ons Christen kerk as 'n gewoonte gemaak. Ons is soms so gewoond om deel te hê aan die nagmaal en maar besef ons werklik. Dit beteken nie net jy het gesterf. Dit beteken wat ook al daar in my lewe is betaal. Here, en ek weet, as ek na my eie lewe kyk, dan sê ek moet 'n enorme lys maak, want daar's so baie dinge wat klaar betaal is voor, wat nog nie in my lewe afgehandel is nie. Maar ek bid in die naam van Jesus, Here, dat elkeen van ons net in een area van ons lewe vanoggend sal besef, dit is betaal. Miskien is daar iemand vanmôre, Here, wat misbruik is, 'n vrou wat misbruik is in haar lewe. Wat vandag kan sê dis betaal. Dis betaal, tel jou kop op. Miskien is daar iemand wat soos 'n totale mislukking voel, want alles wat hulle probeer doen, werk net nie. Miskien is daar iemand wat 'n bekommernis in hulle hart het, Here. Miskien is daar iemand wat siekte toestand het. Daar is geen groter waarborg as hierdie nie. Hierdie simbool wat ons vandag kan deel hê aan, is die grootste simbool van dit is volbring in enige Christense lewe. Daar is geen groter simbool nie. Die woord van God, die Bybel, moedig ons aan talle male. Hy vermaan ons.
Hy waarsku ons. Maar hierdie simbool is die versekering van dit wat Christus gedoen het. Dit is volbring. Werk in ons lewens vandag, Here, in die naam van Jesus. Amen.